Jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 26. Met die Bybel oop, kom ons bid net saam. Vader, dankie vir u woord. My gebed is, Here, dat ons vanoggend iets sal hoor wat lewensveranderend is. Dankie Heilige Gees dat u in ons harte werk. Dankie dat u ons 'n oor gee om te hoor. En dankie Here dat u woord nie ledig na u sal terugkeer nie. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons vier die kruisiging van Jesus volgende week aan Vrydag en ek het gedink dit is goed om dalk vanoggend en volgende week en Sondag bietjie oor die kruis te gesels. Nou dit wat ek vanoggend gaan deel, ek weet nie hoekom is ek altyd op die plek waar ek in kontroversiële verse is wat niemand oor wil praat nie. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom nie, maar as ek myself vind, dan is ek in daai verse wat ek eintlik nog nooit 'n preek oor gehoor het nie. Ek vertrou regtig waar dat dit wat jy vanoggend gaan hoor, jou sal laat nadink. En dat dit wat jy vanoggend gaan hoor, dat dit jou na 'n volgende plek sal neem binne die konteks van die kruis. Wanneer ek na die skrif kyk, dan kom ek agter dat Jesus het nooit enige iemand genooi om hom te volg sodat hy geseën kan word nie. Hy het nooit vir iemand gesê, hoor hierso, volg my want ek wil jou seën nie. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het nooit vir iemand gesê, hoor hierso, volg my, dan maak ek jou suksesvol nie. Hy het nooit vir iemand gesê, hoor hierso, volg my, dan gaan jy baie ryk word nie. Hy het nooit vir iemand gesê, volg my, en ek gaan jou 'n klomp mag gee nie. Hy het dit nooit gesê nie. Maar wat vir my interessant is dat binne God se koninkryk is daar 'n oorvloed van seën. En daar's 'n oorvloed van mag en krag. Maar hy dit nooit as die advertensie gebruik of die, in ons konteks, die wortel gebruik om mense op 'n plek te kry om hom te volg nie. Nooit. Die Bybel stel dit baie duidelik dat die deur na God is Jesus. Die Bybel stel dit baie duidelik dat God ons roep om die kruis te omarm. Want die skrif sê die kruis van God. Die kruis is die krag van God. En voordat ek by Matteus 26 kom, wil ek net gou 'n versie lees in 1 Korinte 1 vers 18, wat juis hieroor praat. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word. Hy sê nie gered is in hierdie konteks nie. Vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskryf, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Ek hou daarvan om te skryf, want dan kan 'n mens iets sien en 'n prentjie spreek 1000 woorde. So ek wil vanoggend net bietjie ietsiekie sê voordat ek by Matteus 26 uitkom. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word. Ek sien in die skrif drie dimensies van redding. Die eerste dimensie van redding is dat ek is gered toe ek Jesus as saligmaker aangeneem het. En dit is 'n baie groter redding as bloot net om gered te word van die hel. Dan sien ek 'n tweede ding in die konteks van redding, en dit is waar daar 'n reddingsproses in my lewe aan die gang is, in verskeie areas van my lewe, waar die Here wil hê ek moet tot redding kom. En daai proses noem ons gewoonlik die proses van bekering. Met ander woorde, die sekere optrede in my lewe wat nie in lyn is met God se wil nie, en in daardie areas van my lewe, in daai denkproses, kom ek agter dat, weet jy wat, ek is uit lyn uit met die Here. En soos wat ek my denke vernuwe en doen wat hom wel behaaglik is daar 'n proses van redding in my lewe. En hierdie proses gaan aangaan
totdat ons die dag doodgaan. En dan die laaste ene is die dag wanneer ek en jy sterf, wanneer ek en jy doodgaan, dan gaan die verganklike met onverganklike na onverganklike verander word. Dis vir my die 3 dimensies van redding wat ek sien. En ek wil vanoggend hê ons moet 'n bietjie fokus op hierdie ene, die reddingsproses in die denke van die mens, waar ek en jy tot redding moet kom. En daarom wil ek lees uit Matteus 26, 'n geweldige, baie bekende gedeelte in die skrif, wat julle al almal gelees het, en almal seker kan quoteer, maar kom ons lees net, en kom ons stel onsself net oop, oor dit wat die Heilige Gees in my en jou hart wil deponeer vanoggend. En toe Jesus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels, julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hoofpriester, wat Kajafas genoem word. As jy 'n kind het wat baie huisvas is, dan kan jy hom Kajafas noem. Vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Jy moet nou hierdie konteks verstaan van die toestand waarin Israel as volk was, hoe hy onderdruk was deur die Romeine en al daai goeters, en hoe Jesus die 12 disippels gehad het, en nog ander disippels, en hoe hulle Jesus gevolg het, en hoe hulle gedink het. En nou vra ek vir myself die vraag af, en ek weet nie hoeveel van julle het vir julle alself die vraag gevra, hoekom het Judas Jesus verraai nie? Weet, ons lees in die skrif so maklik van Judas het Jesus verraai. Maar my vraag is hoekom? Het een van julle al ooit daai vraag vir julle self gevra? Steek gou jou hand op. Het jy maar gevra, Zak, het jy antwoord gekry? Daar's nog ene, julle antwoord gekry. Half en half. Goed. Maar mens vra nie daai vraag nie. Ons lees dit net en ons sê, Judas het Jesus verraai, maar ek wil weet hoekom. Ek meen, dit is hierdie ou wat een van die 12 was. Wie van ons wat vanoggend hier sit, sal wat wou gee om een van die 12 te wees, wat saam met Jesus gewandel het. En om hierdie ou te kon sien en te kon beleef, en waaragtig, een van die 12, Judas, verraai hom. Nou, dit is wat my antwoord is, dis wat ek ervaar. Ek sê nie ek is reg nie, maar hoor my uit vanoggend. Ek en jy moet bietjie die agtergrond verstaan, soos wat ek gesê het, van wat besig was om hier af te speel in die tydperk voor die kruisiging van Jesus. Hierdie disippels het gedink, Jesus gaan Israel herstel, na 'n posisie van mag, 'n posisie van invloed. En hier is hierdie 12 gekies, kom ek maak dit nou persoonlik, om te verstaan. Ek is een van die 12 vriende van die staatspresident. En ons het 'n politieke party. Hy's nog nie staatspresident nie, maar ek weet hy gaan staatspresident word. En ek het myself geposisioneer as een van die binnekring van 12. Nou vra ek vir myself af, hoekom? Hoekom het ek alles gedoen om een van die 12 te wees? Want luister hierso, alles dui daarop dat hy die volgende president gaan wees. Weet julle hoekom het ek myself geposisioneer om in die binnekring te wees? Want ek gaan 'n posisie kry in die volgende regering. En almal gaan van my weet.
en ek gaan in hierdie posisie van mag sit, daar is sekere voordele wat na my kant toe gaan kom, ek is op die regte plek. En hier kom Jesus en hy sê vir hulle, oor 2 dae word ek gekruisig. Oor 2 dae word ek gekruisig. As jy nou bietjie dink, Petrus het vir Jesus gevra, kan ons dit nie so bewerk, dat een van ons aan die linkerkant sit en een van die regterkant nie? Vestig sommer die koninkryk hier. Die disippels, toe Jesus hulle uitgestuur het hulle teruggekom en teruggerapporteer aan hom, en hulle wou by Jesus hoor, wie is die grootste van hulle? Wie is die belangrikste? Wie is die beste? Julle ken daai gedeeltes wat ons gelees het. Hulle het gedink, hulle gaan 'n posisie beklee. Hulle wou belangrik voel. Wat is die posisie wat Judas beklee het in die konteks van die 12? Wat was Judas se posisie? Hy was die, kom ons noem dit die penningmeester. Hy het die finansies hanteer. En as Jesus staatspresident sou word, het hy geaspireer vir die minister van finansies. Judas was die penningmeester. Judas het die geld hanteer. En hier kom Jesus, waaragtig 2 dae, in my konteks, voor die verkiesing. En hy sê, luister hierso mense, ek gaan gekruisig word. Oor 2 dae hang ek aan 'n kruis. En dit was vir hierdie disippels 'n absolute skok gewees. En ek het hier iets geskryf, en julle sal nou verstaan hoekom ek dit sê. Selfsugtige ambisie, en ek wil hê jy moet let op die woord selfsugtige ambisie. Ek sê nie ambisie nie. Ek sê selfsugtige ambisie sal disippelskap altyd ondermyn, en is gewoonlik die enkele grootste faktor wat my en jou op 'n dwaalspoor bring. Wil dit weer sê, selfsugtige, kom ek skryf dit, selfsugtige ambisie ondermyn ware disippelskap en sal my en jou altyd op 'n plek bring van dwaling. Dis interessant dat al 12 disippels hom verlaat het. Al 12 disippels het hom verlaat. Toe hy aan die kruis staan, toe staan die vroue daar. En die disippels, die mans, het hom verlaat. Nou verstaan ek nie wat se probleem met die kerk met 'n vrou wat hierso staan waar ek staan nie. Inteendeel, toe Jesus opstaan, sy vereerste verskyning was aan 'n vrou, nie aan 'n man nie. Maar ek en jy moet ook die konteks verstaan van daai tyd, hoekom mans disippels was en nie vrouens nie. Dit was 'n kultuurding. Hulle het op vrouens neergekyk. So, hulle almal verlaat hom. Petrus, wat die grootste mond gehad het, wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat nie. Tot Petrus het gegaan, terug na sy ou weë en het gaan visvang. En wat was die uitdaging hier? Want ek praat vanoggend oor die kruis. En wanneer ek en jy na die kruis kyk, wanneer ek en jy op 'n week soos hierdie na die kruis van Jesus kyk, dan is ek en jy geneig om net op een plek te wees en te sê, die kruis is die plek waar sonde vergeef is. Dit is die waarheid. Dis die plek, dis die beginplek van die vergifnis van my sonde. Maar dis die minste waaroor die kruis gaan. Baie, baie belangrik dat ons dit besef, dat dis die plek van vergifnis. Maar dit het nie daar gestop nie. Na die kruis was daar ook 'n opstanding. Die kruis is die krag van God vir 'n opstanding. Die lewe, kom ek skryf dit in rooi, die lewe is ook in die kruis te vind. En ons moet op 'n plek kom waar ons denke vernuwe in so 'n mate, laat ons anders na die kruis kyk as bloot die plek waar ons sonde vergewe is. En dis die uitdaging waar hierdie disippels aan blootgestel is
Hulle moes anders oor die kruis dink, want hierdie 12 disippels het gedink dat as Jesus sou sterf, is alles tot niet. Dit wat hulle gedroom het, dit wat hulle gehoop het, dit wat hulle na uitgesien het, het ewe skielik in totaliteit platgeval. Selfs die duiwel was op 'n plek gewees waar hy gesê het, as ek hom net kan kruisig en dood kry, dan het ek oorwin. Min weet in die feit dat die lewe is te vind in sterwe. Ek wil dit weer sê, die lewe is te vind in sterwe. Dit gaan dus van my en jou verg om tot bekering te kom. Die woord bekering, die woord metanoia in die Grieks, dit beteken om te dink soos wat God dink. So God daag my en jou uit op 'n oggend soos vanoggend en wanneer ons Paasfees herdenk om te begin dink soos God dink. Ons is baie keer op die plek waar ons dink bekering is bloot net om op te hou met die verkeerde. Bekering is nie net dit nie. Bekering is ook om verder te gaan en op 'n plek te kom om te dink soos wat God dink. Want wanneer ek en jy dink soos wat God dink, gaan ons ophou met die verkeerde. Ek en jy moet dink soos wat God dink. Jesus het homself nie gekruisig nie. Jesus kon homself ook nie opwek nie. Jesus was op 'n plek gewees waar hy geweet het, hy is bestem om gekruisig te word. Maar hy kon homself nie kruisig nie. Hy kan dalk hierdie arm vaslaan, daai 2 voete, maar wat van hierdie een wat los is? Jesus moes op 'n plek wees waar hy binne die konteks van die kruisiging en die opstanding op 'n plek kom waar hy volkome op die Vader vertrou vir sy kruisiging en opstanding. Al wat ek en jy kan doen, is om op 'n plek te kom van lewe neerlegging. So ek wil hierso wil ek weer die prentjie teken. Hier's die kruis en hier is opstanding. Maar dit vereis van my en jou 'n lewe neerlegging. Dit vereis van my en van jou 'n oorgawe. Die woord oorgawe is 'n baie moeilike woord vir my en vir jou. Want wanneer 2 ouens stoei, wanneer gee jy oor? Die ou wat verloor het, gee oor. Wanneer 2 mense boks, wie gee oor? Die verloder gee oor. Wanneer daar 'n rugbywedstryd is, en jy sal 10 minute voor die einde besluit die span loop van die veld af, want hulle het oorgegee. Dit beteken, die wat oorgee het verloor. Binne die konteks van die kruis, beteken oorgawe 'n wen. En dis wat dit so moeilik maak, om die kruis te kan verstaan. Kom ons lees net die gedeeltes tussenin, in dieselfde hoofstuk. Ons het nou Matteus vers 6 tot 1 tot 3 gelees, en toe vers 14 gelees, 14 en 15 en 16. Kom ons lees net van vers 6 af. Dan gaan die puzzle bymekaar kom. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albasterfles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en gesê, waarvoor is hierdie verkwisting? Die King James sê, what a waste. Waaroor hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Wie was die voorbok in hierdie praatjie? Judas. Judas was die voorbok in die praatjie. Gaan lees maar in die skrif. Dis Judas wat hierdie kapsie gemaak het. Die disippels het gekla dat dit 'n vermorsing was. Ek wil vir jou iets hier skryf. Ongeloof sal altyd uitermate gegee
Daar's 'n Engelse woord wat dit beter beskryf. Ongeloof sal altyd generosity as vermorsing beskou. Altyd. Jy was reg as jy sê dis Judas wat die aanslag gelei het teen hierdie vrou. Want as hierdie vrou nie hierdie salf, as die skrif sê, as dit verkoop kon geword het en die geld aan die armes gegee het, dan het dit ons baie beter doel gedien. So, Suzette is die vrou wat ingekom het en hierdie klomp salf op Jesus uitgegooi is. Judas sê, hoekom mors jy dit so? It's a total waste. Suzette, weet jy wat moet jy doen? Gaan verkoop dit en kom gooi dit in die skatkis. Want as dit in die skatkis is, dan ek beheer daaroor. Wie het die geld gesteel? Judas. Hoekom het Judas Jesus verraai vir 30 sikkels silwer? Judas is omgekoop met 30 sikkels silwer. Judas is omgekoop met dit wat hy aanbid het. Dis vir my interessant as jy hierdie gedeelte lees nou. Dis vir my interessant hoe immoraliteit in die mense lewe altyd 'n plek soek van uiting. Dis interessant hoe immoraliteit altyd 'n plek soek waar immoraliteit homself kan verwoord. Die sonde wat daar was in die lewe van Judas het uiting gevind in die feit dat hy die vrou wat absoluut generous was, wil ek amper sê verkleineer het, dalk vervloek het, dalk bestraf het. Filippense 3 vers 18 sê die volgende, hy sê, want baie van wie ek julle dikwels gesê het en nou ook onder baie trane sê, wandel as vyande van die kruis van Jesus Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Jy sien, hierdie vrou wat gekom het om Jesus te salf, het dit gedoen in aanloop tot die kruis. En nou kom die Here nou sê, baie van ons wandel as vyande van die kruis. Kom ek skryf dit hierso neer. Vyande van die kruis. En nou kom die skrif en nou sê hy vir ons, wanneer is jy 'n vyand van die kruis? En nou hier's die kontroversiële versie waarin ek myself vanoggend bevind. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik. Hulle sê hulle maag, kom ek in Afrikaans, jou maag is jou God. Wat beteken dit as hierdie skrif sê jou maag is jou God? Want hy bring dit in konteks met die kruis. Hoe pas jou maag in by die kruisiging van Jesus? En al wat ek by kan uitkom in hierdie konteks is dat wanneer ek en jy na ons lewe kyk, dan sien ons dat daar is twee goed wat in ons lewe, ons het twee sieninge in die lewe. Die eerste ene is aards en die tweede ene is ewig. Met ander woorde, as die skrif vanoggend gesê word, ons maag is ons God, dan kom hy eintlik en hy sê vir my en vir jou, dat my en jou hele ingesteldheid is 'n ingesteldheid wat gefestig is op dit wat aards is. Dit wat my en jou behoefte is, maar nie noodwendig op dit wat ewigheidswaarde het nie. Ek en jy rig ons lewens in na die aardse, in plaas van na die ewige. Nou ek is nou jammer vir die jong mense wat vanoggend hierso sit, maar julle gaan nog hierdie skrifgie verstaan,
hoe ouer 'n mens in die lewe word, hoe minder is die aardse van belang. En hoe meer kom daar 'n herdefiniering van denke rondom dit wat ewigheidswaarde het. Dit wat jy toe jy jonk was, gedink het is so vreeslik belangrik. Op jou ou dag kom jy agter, weet jy wat, is nie so belangrik nie. En dan is daar 'n ander ding wat hierdie proses vreeslik herdefinieer. Julle kan maar met Willie gaan praat. Is die dood. Daar's niks wat jou denke so herdefinieer as wanneer jy die dood in die oë staar nie. Niks. Gaan praat met Willie, daar sit hy. Gaan vra vir hom, daar sit Anne-Marie. Gaan vra vir hulle, hoe het hulle gedagtegang verander van waar jy dood in die gesig staar tot waar hy nou is. Hierdie gedeelte wat sê jou maag is jou God, sê vir jou, hy sê moenie jou lewe instel op bloot die aardse nie. Dan is daar 'n tweede ene. Hy sê daarso, kom ons lees dit weer die vers. Hy sê, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is hulle skande. Die Engels praat van the glory. 'n ander vertaling praat van skande, praat hy van sonde. Ek wil hê ons moet verstaan vanoggend wat die woord sonde beteken. Sonde, die woord hamartia, is nie vloek en die lelike goed wat ons doen nie. Die woord hamartia beteken om die merk te mis. So hy sê, hulle eer is hulle sonde. Their glory is to miss the mark. And the mark is Jesus Christ. Romeine 3:23 sê die volgende. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. The glory of God. God het my en jou geskape om in sy heerlikheid te leef. Skande, sonde, was die rede waarom Judas dit wat heerlikheid gehad het, dit wat ewigheidswaarde gehad het, gemis het en as waste beskryf het. Judas het die merk gemis toe hy vir die vrou sê, what a waste. En ek en jy, en die rede hoekom Judas dit gemis het, is as gevolg van onvernuwende denke. Dit wat God as waardevol beskou het, het hy as waste gesien. Dit wat God as waardevol beskou het, dit wat God gesê het is beautiful, het hy gesien as vermorsing. Nou is my vraag, weet nie wie van julle het al daaraan gedink nie. As Jesus, wat alles vooruit weet, stem julle saam, hy weet vooruit, hoekom het hy Judas die minister van Finansies gemaak? Hoekom het Jesus die ou wat hy geweet het hom gaan verraai? Hoekom het hy hom een van die 12 gemaak? Hoekom het hy hom aangestel as die penningmeester, as die minister van Finansies? Hoekom? Sorry, ek vra. Hoekom? Jy sit hier, jy het 'n besigheid. Waaragtig, die persoon wat jy voor die tyd weet, jou gaan hijack. Jy maak hom jou persoonlike adjudant. Hoe werk dit? Daar kan een van twee goed wees. Of ons kan sê, Jesus wou Judas openbaar. Of ons kan sê, hy het hom in daai posisie gesit, want hy wou hom uitvang, en hy wou hom openbaar aan die ander 11. Hoekom skud jy jou kop? Sy skud haar kop. En sy's reg. Jesus openbaar nie. Jesus openbaar nie. Baie keer, kom ek stel dit so, alle bevordering is nie noodwendig as gevolg van verdienste nie. Baie keer is daar 'n bevordering in my en jou lewe as gevolg van die openbaring van God se genade
om jou te help om te deel met die immoraliteit in jou lewe onder die koepel van sy genade. Om op 'n plek te kom van bekering. Want baie keer weet ek en jy nie wat in ons hart is, totdat ek en jy op 'n plek gekom het, waarin ons in 'n posisie of 'n situasie is, wat ons hart, wat die platform skep, om dit wat in ons hart is te openbaar nie. Met die uitsluitlike doel, om tot bekering te kom. Wanneer Jesus aan die kruis sterf, en hy verklaar die mensdom regverdig, en hy neem die mensdom se sonde op hom, dan sê ek, Judas se sonde van verraad, het hy voor gesterf aan die kruis, alhoewel die kruis 2 dae daarna was, of 'n dag daarna was. Maar Jesus het neergedaal doderyk toe, en hy het van Adam en Eva se sonde af, het hy alles vergewe, tot by die kruis, en van die kruis af tot in ewigheid. Hoe baie keer beleef ek en jy goed in ons lewe, binne die konteks van God se genade, en ons sien dit nie. God, glo ek, wou Judas 'n geleentheid gegee het, om te deel met die afgod in sy hart. Die derde ene, wat sê die versie daar? Kom ons lees hom weer. Hulle bedink aardse dinge. Amper dieselfde as die eerste ene. Jy sien my en jou leefwyse openbaar hoe ons dink. Aards of in die konteks van ewigheid. Dis wit of swart, daar's nie 'n grys area nie. Vyande van die kruis se denke word altyd geopenbaar. Dis harde woorde vanoggend, wat eintlik sagte woorde is. Dis eintlik 'n woord van ongelooflike genade. As jy mooi luister wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Hoekom sê ek dat vyande van die kruis se denke, die wat vyande van die kruis is, se denke openbaar hulle self altyd. Hoekom sê ek dit? Toe Petrus, Jesus se right hand guy, die ou wat altyd voor op die wa was, die ou wat op die water geloof het, toe Jesus vir hom sê, ek gaan kruis toe, toe sê hy wat vir Jesus? Ek sal dit nooit toelaat nie. Nooit. Want Petrus het op daai stadium nie besef wat die kruis is nie. Hy het gedink die kruis is die plek van verloor, van oorgawe, van vernietiging. Dis hoekom hy vir Jesus sê, ek sal dit nooit toelaat nie. Wat sê Jesus vir hom? Jy sien, die kruis het nie sin gemaak vir Petrus se smaak nie. Smaak, wat is smaak in Engels? Appetite. Dit het nie sin gemaak vir sy smaak nie. Nie sin gemaak vir sy appetite nie. Want die kruis het dit kom konfronteer waarvoor Petrus 'n smaak gehad het, politieke mag. Hy gaan een wees van die 12 wat 'n posisie gaan kry, wanneer Jesus die staatspresident is. Dis hoekom hy hom wou verhoed om kruis toe te gaan, want as hy kruis toe gegaan het, is alles daarmee heen. Hoor wat sê Jesus vir hom. Hy sê, gaan weg agter my, Satan. Hy sê, want jy bedink nie die dinge van God nie. Jy bedink nie die dinge van God nie, maar jy bedink die dinge van die wêreld. Jy bedink die dinge van die wêreld. Petrus se grootste probleem was gesetel in sy denke. Petrus se denke het nog nie tot redding gekom oor dit wat die kruis werklik waar beteken nie. Dis hoekom die Here vir hom sê, jy bedink wêreld se goed. Enige denke wat wêrelds van oorsprong is, wat wêrelds van aard is,
is demonies van oorsprong. Hoekom? Is 'n vyand van die kruis. Ek en jy kan nie op 'n plek kom waar ons aardse denke ons hele lewe rig nie. Ek en jy moet op 'n plek wees waar ons gerig word deur dit wat ewigheidswaarde het. Hier's die probleem. Om 'n besluit te neem wat in lyn is met die kruis. Om 'n besluit te neem wat oorgawe vereis. Om 'n besluit te neem wat van jou vereis om 'n lewende, neerleggende lewe te lei, is baie konfronterend en baie moeilik. Want alles in my skree daarteen. Alles in my denke wat onvernuwend is, skree daarteen. Absoluut. Absoluut. In totaliteit. Gaan dink nou bietjie wat die Here van jou verwag om baie keer te doen wat jy weet dis die regte ding en jy weet hy praat met jou. Alles teen jou skree. Dit is soos 'n alarm wat afgaan hier in jou kop. Wat net skree nee. Hoekom? Want jou onvernuwende denke bots met dit wat die kruis van my en van jou verwag. Jy wil dit nie doen nie. En daarom vanoggend die boodskap van dat ons moet op 'n plek kom waar ons in so mate tot bekering kom dat ons besef dat die kruis gaan nie net oor die vergifnis van sonde nie. Dis die wegspringplek. Die kruis gaan oor veel meer as dit. Die kruis wil my en jou op 'n plek bring van lewe en opstanding. Daar's niks wat ongehoorsaamheid meer in my en jou lewe konfronteer as die kruis nie. Want die kruis is die plek van absolute gehoorsaamheid. Dis hoekom Jesus gesê het, nie my wil nie, maar u wil. Waaroor praat ek volgende Sondag? Volgende Sondag wil ek praat oor die feit waar Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy kruis opneem. Iemand agter my wil aankom, moet jy met jou kruis opneem en my volg. Maar binne die konteks van die kerk is ons baie keer op 'n plek waar ons die opneem van die kruis, waar ons die fout maak om die opneem van die kruis te sien in die konteks van werke. En die Here sê dit kan nooit werke wees nie. Die opneem van die kruis is 'n geloofsaksie, is nie 'n werkeaksie nie. En dan gaan oor dit volgende Sondag praat. Vanoggend se titel, die kruis, die krag van God. Volgende week, neem jou kruis op. Hoe neem ek en jy ons kruis in geloof op? Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u Gees die inspraak in ons lewe is. Dankie dat ons kan leer. Dankie Here dat ek weet dat u met ons elkeen vanoggend gedeel het in areas van ons lewe waar ons vyande van die kruis is. Here, dankie vir u groot genade in ons lewe. U kom in 'n oggend soos vanoggend en u openbaar genade aan ons, soos wat u aan Judas openbaar het, Here, om te deel met dit wat verkeerd is in ons hart, met dit wat verkeerd is in ons denke. En Here, help ons om dit te sien, help ons om dit waar te neem, en help ons, Here, om op 'n plek te kom waar ons sê, ja Jesus, ja Heilige Gees, help my om my denke te vernuwe, om op 'n plek te kom waar ek 'n vriend van die kruis genoem kan word. En ek eer u daarvoor. Vader, dankie dat ek die gemeente kan seën, hulle kan seën wat na die boodskap luister op Facebook. Dankie dat ons in hierdie week wat voorlê kan dink oor die kruis. En dankie dat ons dit Vrydag kan herdenk in Jesus naam. Amen.